Toe my kinders kleiner was, nog voordat hulle kon praat, was daar 'n paar keer wat ek so na hulle gekyk het en gewonder het, wat in daardie klein breintjie aan die gang is. Met die moderne tegnologie van breinskandering, hoef ons nie meer te wonder nie. Navorsers kan presies sien wat aangaan, hoe die bane gebou word en hoe sommiges weer weggesnoei word. Aangesien ons nou meer weet oor wat in die brein gebeur, kan ons nie anders as om dit in te sit by hierdie gereedskapstassie wat ons het wanneer dit kom by ouerskap nie. Vandag wil ek graag gesels oor 3 kritiese faktore wanneer dit kom by breinontwikkeling. Die eerste een is interaksie. Die interaksie tussen kind en ouer of 'n betekenisvolle volwassene vorm die fondasie van breinargitektuur waarop alle toekomstige ontwikkeling gebou kan word. Dit bou koneksies tussen verskillende areas in die brein en bou die kind se emosionele, kognitiewe en sosiale ontwikkeling wat hulle later in hulle lewe weer mag nodig kry. Alreeds wanneer 'n baba gebore word, maak hulle geluitjies, trek hulle gesigte en beweeg hulle lyfies. Dan reageer ons as ouers op dit wat hulle doen deur ook 'n geluitjie te maak en daai interaksie vorm die basis vir breinontwikkeling. Navorsing toon dat luister en praat, ouers wat luister na hulle kinders, wat praat met hulle kinders, wat boeke vir hulle kinders lees, dat daai kinders 'n sterk fondasie in terme van breinontwikkeling het. Die tweede kritiese komponent van breinontwikkeling is ervarings. En soos die neurowetenskaplikes dit noem, gebruik dit of verloor dit. Die gene of die DNA waarmee jou kind gebore word, bepaal die basiese riglyne, of soos ek altyd sê, die buitelyne vir breinontwikkeling. Maar die ervarings en die omgewing en die interaksies waarin hulle blootgestel word, doen hierdie inkleerwerk. Wanneer kinders toegelaat word om te speel en te ontdek, probleme op te los, besluite te neem, hulle lywe te gebruik, met mense om te gaan, dan word daardie netwerke gebou in die brein. En hoe meer hulle dit doen, hoe sterker word daardie netwerke. Die teendeel is egter ook waar. As kinders verhinder word om te speel en te ontdek en besluite te neem en probleme op te los, dan word daardie netwerke weggesnoei. Dit is wanneer hulle dit verloor, daai vaardighede verloor. Die implikasie hiervan vir ons as ouers en op ons ouerskapreis is dat die besluite wat ons neem in terme van dit waaraan ons kinders blootstel belangrik is. Want gelukkige en suksesvolle kinders is kinders wat blootgestel word aan ouderdomstoepaslike aktiwiteite en omgewings en interaksies wat koesterend en liefdevol is. Die derde kritiese faktor waaroor ons graag wil gesels vandag in terme van breinontwikkeling is dat toksiese stres verhinder optimale breinontwikkeling. Ons is almal gemaak om kortstondige stres te hanteer en te verwerk, maar dis wanneer hierdie stres aanhoudend is wat dit nadelig is. Stres veroorsaak dat die alarmsisteem wat in die primitiewe deel van die brein gesetel is, geaktiveer word en ons weet dat kortisol en adrenalien, ons streshormone, dan vrygestel word. Ons hart klop vinniger, ons hande begin sweet, jou asemhaling word vlakker en die brein maak jou liggaam reg om te veg of te vlug. Navorsing toon dat volgehoue stres 'n negatiewe invloed het op die argitektuur, op die bou van die jong brein. In plaas daarvan dat nuwe koneksies dan gevorm word en vasgelê word en versterk word, word hulle afgebreek en verhinder. Daar was 'n sielkundige wat eenmaal vir 'n gehoor gevra het of hulle vir haar kan sê hoe swaar 'n glas water is. Die antwoord lê egter nie in die presiese hoeveelheid gramme nie, maar wel in hoe lank jy die glas water vashou. As jy dit vir 'n minuut vashou, sal dit geen probleem wees nie. As jy dit vir 'n uur of wat vashou, mag jou arm dalk begin seer word, maar is wanneer jy dit 'n hele dag vashou dat jy gaan voel asof jou arm wil afval. Die gewig van die water in die glas het nooit verander nie, net hoe lank jy dit vasgehou het, of steeds wel vashou. Hoe langer jy dit vashou, hoe swaarder voel dit. Ons liggame en breine is gemaak om bietjie stres te hanteer, soos die kind wat van mamma moet skei en na die dagsorgtannie toe moet gaan. Maar as daardie kind nie kalmeer word deur 'n liefdevolle interaksie en 'n koesterende omgewing nie, is die aanhoudende stres gevaarlik. Ek bly steeds verwonderd oor hoe God hierdie breine van ons ontwerp en gebou het.
As daar een faktor is wat myns insiens die belangrikste is vir 'n gesonde breinontwikkeling, is dit betekenisvolle interaksies en 'n sterk ouer-kind verhouding. Verhoudings bring altyd uitdagings, maar wees doelgerig om dit die belangrikste fokus van jou ouerskapreis te maak.